Baie welkom by hierdie week se episode van C'est la vie. Jy is baie welkom hier saam met ons. Ek hoop jy het 'n koppie koffie reg. Koos, hoe gaan dit met jou? Is jou koppie koffie reg? En my koppie koffie is reg, Gerard, gaan met my goed, dankie. Dit is lekker. Dit is lekker bietjie 'n koelerige oggend. Ja, maar hier in ons wêreld moet jy jou nie misgis dat die lente het gekom nie. Hy sal jou so nou en dan so 'n bietjie hoop gee om jou net weer so dadelik te laat vertel oor die jy's nou in die tuinroete of nie in die tuinroete soos hier in die ander dele van die tuinroete nie, maar George. Ja. Jy moet nie met hom speel. Ek dink dit was die eerste jaar hierdie jaar wat 1 September eintlik 'n mooi dag was en vandat ek hier is. Ja, kort daarna. Ja, kort daarna toe draai dit baie vinnig. Maar ons is besig met hierdie reeks vir ons gesels oor dit staan geskrywe, maar nie in die Bybel nie. Daar's die stellings en die idees wat ons het wat ons dink amper hoort in die Bybel te staan, of ons dink dit staan wel daar, maar dan staan dit eintlik glad nie in die Bybel nie. En dit was 'n wonderlike reeks hierdie afgelope tyd wat ons gehad het, die afgelope 3 weke. En ons het goeie, baie lekker diepgaande, diepdenkende gesprekke al gehad hier by C'est la vie. En ons het gevra dat as daar enige een van julle is wat vrae het, kan julle welkom die vrae in te stuur. En het iemand iets van ons ingestuur, so 'n stelling wat hulle gemaak het. En wat sê die volgende, hulle het die Genesis 6 vers 5 en 6 aangehaal, wat hulle 'n stelling maak oor die gesprek wat ek en Koos gehad het oor die alwetendheid van God. In Genesis 6 vers 5 en 6 sê dit, toe die Here sien dat die boosheid van die mens op aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink altyd deur net sleg was, het dit die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het. En daar was smart in sy hart. Die persoon sê toe, dit laat my wonder of hy dan nie geweet het wat die mens gaan doen nie. En ons kan baie lank hieroor gesels, daar's baie dinge om hier rondom te sê, maar net om vinnig te sê dat ons stem saam met hierdie stelling wat jy maak, want die Bybel gebruik juist sulke taal om vir ons te help verstaan dat God was nie net hierdie God wat alles geprogrammeer het vooraf en alles was uitgewerk klaar met hierdie vooruitbepaalde plan en ons is nou maar net robotte wat hierdie plan tot uitvoering bring nie. Die Bybel wil vir ons hier wys, die woorde wys vir ons juist iets van God het berou gehad. Nou as dit sê iets van daar's 'n stuk ek wil nou die woord verrassing gebruik, maar teleurstelling toe dit gebeur het. Nou as iets net vooraf bepaal was, hoekom sal jy teleurgesteld wees? Want dan het jy mos die teleurstelling geweet. So hierdie is 'n perfekte voorbeeld van hoe die uitwerking van vrye wil vir die uitgebeeld is in hierdie gedeelte. So die Bybel help ons met hierdie woorde. En ek dink hierdie is 'n wonderlike vraag, as dit ons miskien iewers in die toekoms lekker moet deurtrap. Ja. Maar ek stem 100% saam. Hierdie is juis een van daai dele in die skrif wat vir ons wys dat daar was nie net hierdie vooruitbepaalde, dit help ons eintlik dit beter verstaan, dat daar nie net hierdie vooruitbeplande perfekte planne is en ons is nou maar net robotte wat dit tot uitvoering te bring. So baie dankie vir die stelling wat jy gemaak het. Ons sluit nou hierdie reeks af, dit staan geskrywe, maar nie in die Bybel nie, waar jy gister gepraat het oor, is 'n baie groot tema, en ek moet sê, ek wil jou uitnooi om gister se diens te kyk en na die woorde te luister, want daar is hierdie idee in ons samelewing, dat daar hierdie bloedlynvloeke is, wat ons volg van ons ouers en ons voorouers ensovoorts. En ons is nou ongelukkig die ontvangers van hierdie lot wat vir ons gegee is. En dat hierdie tipe van 'n demoniese werking is in ons binneste omdat hierdie dinge gebeur het. Daar's ook byvoorbeeld ander variasies van hierdie manier van dink, dat daar in sekere beelde of kunswerke
selfs musiek, as jy dit sou luister of in jou huis hê, dan sal dit 'n demoniese uitwerking op jou hê ensovoorts. En dat jy moet jouself skoonmaak van dit en dan sal nou sekere rituele wat jy moet volg om dit nou skoon te maak ensovoorts. En jy het gister gepraat van eksorsisme wat natuurlik 'n manier is om nou ontslae te raak van hierdie demoon wat nou jou lewe affekteer en hierdie bloedlynvloeke. Maar om die vraag te beantwoord van wat ons het daarvoor sê, wil ek jou nooi, kyk gerus asseblief gister se preek. Maar terwyl ek so sit en dink, Koos, en ek luister en ek wil duiwelsadvokaat weer my rol as duiwelsadvokaat weer inneem vanoggend en ek wil jou 'n vraag vra. En onthou nou die rol van 'n duiwelsadvokaat is die duiwel vra nou die vraag. Nee, ek moet 'n ander naam vir die ding kry. Maar die persoon vra die vraag van nie noodwendig omdat ek dit ook so sê nie, maar daar's baie mense wat wel gegaan het vir eksorsisme of hierdie skoonmaak rituele en wat hulle baie gehelp het. Hulle sal vir jou kan kom vertel dat dit het 'n groot invloed op hulle lewe gehad nadat hulle die bloedlynvloeke gebreek het. Nadat hulle hierdie dinge deurgemaak het, is hulle lewens beter af. Hulle ervaar 'n beter verhouding met die Here. Hulle het gegroei in hulle geloof. Dit was 'n absolute seën vir hulle. Nou as ons dit sê aan die een kant dat die Bybel praat nie soos hierdie verstaan van die bloedlynvloeke is nie, hoekom sal die mense dan so ervaring aan die kant hê? Gerard, ja, as ek nou terugdink aan die jare wat ek self in die bediening is, was ek blootgestel aan baie sulke bedieninge. Ja. Of 'n hele gemeente se filosofie was dit, of mense binne in die gemeente het sulke bedieninge. Ja. En dan kry jy nou terugvoer daarvan, en ek was in baie sulke gesprekke, en daar's ook groot kerkleiers, jy weet, wat so 'n terapeutiese model voorskryf, naamlik, dat as jy nie kan oorwinning kry nie, dan is daar 10 teen 1 of ander demoon wat hou vas op jou het, en die persoon help jou dan om agter die kap van die byl te kom, en het dan 'n magswoord om jou los te maak van daardie demoonse verlammende invloed in jou lewe, of toksiese invloed. En ek het baie daaroor gedink, wat in sulke bedieninge wel waardevol is. Want ons sê nou nie elke persoon wat so 'n siening het oor 'n terapeutiese model, is nou heeltemal nie eers 'n gelowige nie, is 'n totale dwaalleraar nie. Dit is meestal baie opregte mense wat opreg ander mense wil help, en in baie opsigte ander mense help. En so 'n bediening is nie altyd net gefokus op, as ek net daai duiwel kan onderskei, en hom kan sê nou maar uitdryf, of sy mag breek nie, dan is die persoon gehelp nie. Daar gaan baie ander dinge daarmee saam. Daar's lering, en hoe om die Here te volg, en die aanvanklike gesprekke sal wees om agter te kom, wat is jou narratief? Wat is jou lewensstorie? Waar kom jy vandaan? En hoe meer deernisvol en deeglik en wys die aanvanklike gesprekke is, hoe meer sal dit van nut vir so 'n persoon wees, want hy word gehelp om insig te kry in die storie van sy lewe. Hy kom agter, hoor die feit dat my pa byvoorbeeld 'n alkoholist was, het 'n geweldige invloed op my lewe. Ek sien nou hierdie patrone raak. Of die feit dat ek blootgestel was aan 'n ouerhuis wat in een of ander okkultiese godsdiens was. Ek kan nou agterkom hoe verward ek is, of bevrees ek is, of ensovoorts. Ander morele voorbeelde. So, almal van ons moet 'n greep kry op ons lewe. En sulke verkennende gesprekke en opregte soek na wat gaan aan in my emosies, in my verstaan van die lewe. Hoekom tree ek op sekere maniere op? Hoekom kry ek oor sekere goed nie oorwinning nie? Is mos natuurlik nuttig. En essensieel. Is nie eers net nuttig asof dit 'n ekstra byproduk is nie.
Oor en oor sê Jesus mos ook, jy weet, ons is mense van waarheid. Jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. Om die waarheid van jou lewe te ken is iets goeds. Ja. En ook in sulke gesprekke sal so 'n persoon in so bediening, as hy 'n verantwoordelike bedienaar is, ook so 'n persoon begin wys op sy eie verantwoordelikhede. Toewyding aan die skrif, miskien mentorskap, verantwoordbaarheid, betrokkenheid in 'n gemeente, 'n gebedslewe, restituisie, gaan en jy het hierdie wrok, gaan maak reg. Nou al daardie goed is deel van die hele pakket. Ja. En ek kan verstaan as iemand deur so 'n klompie gesprekke was en gestuur is in 'n nuwe rigting en selfverantwoordelikheid vir sy lewe, dat hy daarna sal sê, ek glo in hierdie bevrydingsbediening. Want die grootste deel van daardie bediening is maar wat ek en jy ook sal doen as ons 'n persoon begelei. Ons het net gepraat oor die een aspek daarvan, dat daar soms baie skade gedoen word. Dit hang natuurlik af van persoon tot persoon, watter deel van hierdie hele gesprekspakket jy beklemtoon. Maar ek moet sê, ek het al mense gekry wat my in opvolggesprekke kom sien het, wat baie skade ook gedoen is, waar hierdie gesprek nie so gebalanseerd aangebied is nie, maar die totale klem was, amper geheel en al, net ons met die duiwels identifiseer. Soms is daar nie eers 'n diep verkennende gesprek gewees nie, maar net die persoon moet net 'n lysie invul. Is jou ouers geskei? Is iemand van julle buiteegtelik gebore? Was jou ouers of jy al in hierdie kerke? Het jy al hierdie fliek gesien? Het jy voor huwelikse seks gehad? Weet jy of jy ouers gehad het? En so, was jou pa of enige een van jou pa of oupa of wie ook al in jou, soos die Engelse sê, significant others, wat ouder as jy is, was hulle in die, ek het gister die vrymesselaars, en dan vul jy bloot die lysie in, en dan byna amper meganies, as jy daai ingetik het, dan moet ons daai duiwel bestraf, en daai, goed, en nou as jy die duiwels bestraf, daar sê jy's nou vry. Ek sê dit nou baie simplisties, maar ek kan vir jou sê, daar was letterlik sulke gevalle waar ek dit self gesien het. Iemand wat 'n kursus aanbied en sê, dis hoe hy dit doen. En met baie skadelike gevolge. Ons is verhoudingsmense wat begelei moet word en geleer moet word en selfinsig moet kry. So die idee dat, as ons net kan agterkom wat ander mense in jou lewe gedoen het, 'n groot deel van al jou probleme en jou sukkel om oorwinning te kry, is omdat, totdat ons daardie demone se hou vas op jou lewe nie onderskei het nie, sal jy nie kan aangaan nie. Dit is vir my die baie hartseer idee wat in mense gesaai word. Want jy abdikeer ook daardeur jou die tegniese woord is jou agency, jou agency, ek weet nie hoe sê mens dit in Afrikaans, jou agency van, jy vat nie verantwoordelikheid vir dit wat ek moet doen in hierdie situasie nie, as ek gee iets anders te die skuld, dis die demoonse skuld, en is dit nie presies die oersonde, of die begin van die mense sondeval, waar Adam gesê het, dis die vrou, en die vrou het gesê, dis die slang, dit kan nie ek wees nie, dit moet iets anders te wees wat hierdie ding doen. Maar as jy het daar iets gesê wat vir my verskriklik belangrik is, en jy het gepraat, jy het gesê dit is ongebalanseerd, wanneer die klem net op die een kant lê, en het raak ongebalanseerd in die een ding, dan begin die een ding, en ek het al te doen gehad met sulke bedieninge, waar daar amper meer kennis is oor die demone, hulle name en hulle werke en hoe hulle werk en hoe jy hulle moet uitdryf en as wat daar kennis oor die Bybel is. Daar word meer gepraat oor hierdie kant van die donker as wat ons praat oor die lig. En nou raak dit 'n baie ongebalanseerde iets, en waar lê die fokus dan? Lê meer aan die verkeerde kant. Gerhard, as die Bybel dit so voorgeskryf het,
dan sou ons gesê, maar dan moet ons kom ons sê nou maar hierdie aardige donker goed maar doen en ons moet daarin gaan grawe. Maar ek kry net geen so 'n voorbeeld in die Bybel dat dit is hoe terapie toegepas moet word, dit is hoe jong gelowiges begelei moet word en dit is hoe mense wat sukkel om oorwinning te kry, gehelp moet word nie. Ek kry nie een so 'n instruksie in die Bybel, maar dan al wat jy moet doen is onderskei die demone in hulle lewe nie. Die enigste plekke in die Bybel van eksorsisme is waar mense ooglopend byna hulle verstand verloor het. En so blootgestel is aan okkultiese invloede, dat hulle byna nie meer gefunksioneer het nie, hulle val in die vuur of wat, en ons kry baie sulke verhale van sendelinge wat sê, as jy daar gekom het waar hierdie donker godsdienste funksioneer, sien jy hoe mense totaal psigies en intellektueel in die greep is van 'n donker mag. En dit is wat Jesus gesê het, vir die wat glo, sal hierdie tekens volg. As jy in soos omgewing met sulke mense te doen het, dan sê die skrif, ja, daar is toerusting deur die Gees om dit te hanteer. Ja, maar dit gaan nie daar, hoe jy dit dan doen, is nie om die inligting van die demone te kry nie. Hoe Jesus dit gedoen het, is eenvoudig. Ja. Een keer iets gesê en die demone is weg. Ek het nou die dag toe kyk ek op Facebook, toe is daar 'n pastoor van hy's die hoof van 'n redelike groot kerkgroep. En hy sit toe op sy Facebook en ek was verslae toe ek het sien. Ek kan nie glo dat enigiemand so iets sal sê nie. Hy sê toe nou hy sê dit nou so half spotterwyse half. Hy sê ja, ek sê nou so 'n bietjie stout wees, sê hy. En dan haal hy nou daai vers aan wat jy nou aangehaal het en hy sê toe, hoe kan ons nie as gelowiges die heeltyd besig wees om demone uit te dryf nie, want dit is 'n teken van jou volgelingskap van Jesus. Dit is hoe hy daai ding interpreteer, om te sê dit is die teken. So hy het so ver gegaan om te sê in hierdie video, dat as jy nie demone uit mense uitdryf nie, is jy 'n Christen dan. Ja, wat 'n onverantwoordelike stelling. Dit was Jesus se voorspelling van sy kerk. Vir julle wat glo, sal hierdie tekens volg. Dit is wat gaan gebeur met die kerk wat volg nadat ek die kerk kom vestig het in die wêreld. Geen mag in die hel sal hulle kan stop nie. Hulle sal die evangelie gaan verkondig. Ja. Maar om dit die model te maak vir spiritualiteit en geestelike groei, en die terapie te maak vir enige persoon met emosionele of geestelike probleme. Ja. Dit sien ek nêrens in enige van die Nuwe Testament skrifte nie. Nêrens gee Paulus opdragte, onthou nou, as iemand tot bekering gekom het, en hy was in die Griekse mitologiese dwaling, en dan moet jy eers al die Griekse gode uitdryf, en dit, nêrens ooit nie. Die klem was altyd, as jy iemand na Christus toegelei het, help hom om op Christus te fokus, verantwoordelikheid vir sy lewe en sy sondes en sy gewoontes op te neem en te groei in oorwinning. Kom ons vat een voorbeeld, ons het 'n ruk gelede net Kolossense 2 aangehaal. Kyk hoe dramaties is 'n bekering. Kolossense 2 vers 13. En julle, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak. As 'n nuwe geboorte, deurdat hy julle al die misdade vergewe het. Ja. En vers 14 sê, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, enige iets wat God teen jou kan hou, en die bose sou kon gebruik om jou aan te kla, hy sê, daardie skuldbrief wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle laat triomfeer het.
So hy sê, dis wat met jou gebeur het, jy het die mag van alle magte in jou lewe ingelaat, wat 'n nuwe skepping in jou bewerkstellig het, en hierdie een het alles wat teen jou gehou kan word, vernietig. Nou is die vraag, is dit dan nou outomaties dat my lewe, nee, dis outomaties dat jy 'n nuwe kern het, 'n nuwe begin gemaak het. In vers 20 gaan hy nou verder, hy sê, as julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, nou praat hy van wettiese Christene, waarom is julle, asof julle nog in die wêreld lewe onderworpe aan, sê, vir iemand wat nou sterk wettiese Jood was, jy het nou 'n nuwe begin gemaak, leer om nou nie meer jou lewe volgens 'n meritebasis en 'n diep klem net op Joodse wette te hou nie. Maar dan gaan hy verder. Dis nou 'n deel van sy gehoor se verlede. Moenie terugkeer na wette toe om jou lewe te probeer in oorwinning bring nie. In hoofstuk 3 vers 1 sê hy, as julle dan saam met Christus opgewek is, jy het hierdie nuwe lewe begin, soek die dinge wat daarbo is, waar Christus is, en aan die regterhand van God sit. Begin bedink, hoe werk hierdie nuwe lewe, hoe werk liefde, hoe werk gee, hoe werk vergifnis. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Dis 'n wegfokus, selfs van my verlede af. Ja, ek kan in introspeksie bewus raak. Hoekom sukkel ek met hierdie ding en die wortel daarvan kry? Maar my fokus is op Christus. Nou sê hy, maak dood, want julle het gesterwe. Bedink die dinge daarbo, want jy het gesterf. Iets van jou ou lewe is vir altyd verby. En jou lewe is saam met Christus verborge in God, vers 3. Vers 5, twee sinne later. Maar julle het gesterf, maak dood dan julle lede wat op die aarde is. Daar is 'n realiteit wat in jou begin het, fokus daarop, en as jy in jou aardse lewe sien, maar hoorie, daar is dele van hoe ek dink en leef en voel, wat nie ooreenstem met hierdie nuwe skepping nie, maak dit dood. Jyself. Dan noem my wat dit is. Al die goed wat ons nou sou sê, maar na my onderhoud het ek agtergekom, dis 'n demoon en dis toe uit my uitgedryf. Dis nie wat Paulus se, ekskusies nou iets in my oog, dis nie Paulus se instruksie nie. Hy sê nie, as jy hierdie goed sien, gaan dan dat hulle die demone uitdryf nie. Wat sê hy? Maak jy die lede dood wat op aarde is. Eerste ding wat hy noem is hoerery. Nou as jy daai lysie ingevul het of in so gesprek is die ander die model wat ons nou waarteen ons kapsie maak, sal sê, o nee, jy gaan nie soms het jy so onsedelike lewe gelei, jou ouers ook, kom ons met daai demoon van hoerery bestraf. Paulus sê, maak jy in jou eie lede hierdie gewoontes dood. Onreinheid, dit is hartstogtelike begeerte na onsedelike dinge, slegte begeertes, gierigheid wat afgodediens is, afgodediens. Sê nee, ons gaan nie Paulus sê nie, kom laat ek die demone uit jou uitdien. Hy sê, maak jy sien nou hierdie goed, maak werk daarvan. Hy sê, dit is die dinge waar die toorn van God oor die kinders van ongehoorsaamheid kom, vers 6, vers 7 sê, waarin julle ook vroeër gewandel het. So hy sê, jy sien mos die goed wat 'n houvas op jou lewe gehad het altyd. Jy's nou 'n nuwe skepping, as hy goed nog steeds hier is, maak dit dood. Hoe? Deur op Christus te volg, deur dit te bely, deur die skrifte in jou lewe te bære, nuwe dissiplines van toewyding en gebed aan te leer. Hy sê, dat julle het vroeër daarin gewandel. Sê, maak dit nou dood. As dit terugkom, fokus op die Here, buig jou knieë, bely teenoor die Here, miskien teenoor iemand, vra raad, en dan gaan hy verder, en dan raak die groeiproses al hoe meer innerlik. Nou moet julle dit ook alles aflê. Al jou woede, jou toorn, boosheid, laster, laat jou woordeskat begin verander, skandelike taal uit jou mond, leens, raak 'n eerlike mens. Hy sê nie, kom, as jy sien, soms praat ek myself uit 'n ding uit, kom laat ek leenduiwel uit jou uitdryf nie. Hy sê, nee, hou jy op lieg. Jy het die ou mens met sy werke mos afgelê, begin nou leef soos dit.
Omdat julle met die nuwe mens bekleed het, wat vernuwe word. Jy's met die nuwe mens bekleed en hy word nuut. So is 'n aanhoudende pad van toewyding. As hierdie metode 'n skriftuurlike metode was, hoe op aarde sal Paulus 'n hele boek soos Kolossense, wat eintlik die hele volgelingskap, jy weet, verlede jaar het ek vir jou gesê, dis mos die boek wat my aangryp, en ek het hom heeltemal uit my kop uitgeleer, want dit som die hele Christelike wandel op. Dis 'n kort stuk teologie van verlossing. Ja. Nêrens is die instruksie. As jy hierdie goed sien, hoerery, afgodediens, en die goed wil terugkom in jou lewe, kom, gaan sien iemand. Laat hy die demone bind nie. Hy sê, fokus op jou redding, fokus op jou verantwoordelikheid, hou vas aan Christus, en jy sal groei in jou verlosser. En in vers 12, en die laaste vers wat ek wil noem, sê, beklee jou dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes. Trek aan innerlike ontferming, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. So dis in ons toewyding aan Christus en ons eerlike erken van die goed wat ons sien, dat ons aanvanklike verlossing oor en oor gebeur, en ons al hoe meer soos Christus kan lyk. Dis eerlik uit my diepste wese, die beste pad na oorwinning te wat ek vir 'n persoon kan gee. Dis nie dat ek wegskram van iets, want ek wil die skrif afwater nie. Ek sien net nêrens in die hele skrif se pastorale opdragte. So 'n model. En dit is ook nie dat mense, omdat ons nou hier sê, dat die boosheid en demone en die duiwel nie bestaan nie, geensins nie. En hulle het 'n invloed en, maar die fokus is nie om te fokus op die duisternis nie, die fokus is om te fokus op die lig. En hulle invloed is meer subtiel en ingewikkeld geraak. Ja. Ek persoonlik dink, en ek dink daardie demone giggels hier, dis hoe hulle nou die ou wil in oorwinning gee. Ek is nie soos 'n fisiese entiteit wat hier ergens bly nie. Ons is mense wat oral in die kultuur en die denke van die mense idees vestig. Om brood te dink, nou dat jy iets fisies weggejaag het, die idee is ook nou weg. Die herinneringe aan die verlede is weg. Die gewoontes is weg. Die emosionele skade is weg. Bloot want jy het 'n fisiese persoon, of 'n geestelike persoon met 'n naam weggejaag, en hy het nou nie meer toegang tot daar. Is te maklik. Maar ons almal weet dit. Ons almal wat nou hier sit, weet dit eintlik. Ons weet dit gaan nie net weg en vergeet en alles is verby nie. En ek dink dit is ook die probleem wat ons baie keer het. Ons sit baie keer juist daai tipe daai idee is in ons dat dit net gaan, is 'n quick fix. Jy het dit gister gesê. Ook nie net aan die negatiewe kant nie. Om te sê ek jaag hierdie goed nou weg, of ek breek hulle bande, nou is dit weg. Ook aan die positiewe kant. Ek het Christus aangeneem en ek het hom lief en ek wil nou rein leef. Nou sien ek my nou. Kan jy sien, dis die taal wat Paulus hier praat. Dis 'n oor en oor groeiende bekering en toewyding en selfkennis en kennis van die Here wat my op 'n manier 'n mens maak wat al hoe meer lyk soos daardie nukleus realiteit wat klaar in my begin het. Christus is die koning van my lewe. En in 'n sin het sy koninkryk gekom. Dit gaan nog kom, maar is verseker nog besig ook om te kom. Wat Paulus gesê het, dit is Paulus het gesê het, Here, meer van u en minder van my. Johannes die Doper. Johannes, ja. Maar natuurlik. Maar kan jy glo dit? Maar ek is seker Paulus het baie gesê, dis net nie in die Bybel geskryf nie. Uitgevang. Maar het staan geskrywe, maar nie in die Bybel. Nie deur Paulus geskryf nie. Maar dit is presies daai ding. Here, mag dit wat u by u redding meer word en minder van my gedagtes en my idees en my sondige natuur moet minder raak, dat u kan meer raak. En dis die groot ding, as ons agency weggee en ons gee net die hele tyd die iets anders die skuld, dan bly ek onskuldig. Ek is onskuldig. Dis nie my skuld dat hierdie goed gebeur nie. Kus ek het jou al vertel, dit was die tragiese verhaal van 'n goeie vriendin van my wat sommer geswat het. Wat
die teologie was 'n groot stuk teologie wat geglo was in die omgewing waar ons was en in die plek waar ons was, dat dit is jy die sondige of jou begeertes, die goed wat Paulus ons skryf, is juist, dit is as gevolg van demone, en hulle het 'n baie groot eksorsisme. Ja, inwonende demone as persoonlikhede. Ja, wat die invloed uitoefen op jou lewe, en daarom sukkel jy met hierdie sondes. Ja. En ek sal nooit vergeet, jy weet, ons kerkdienste, die kerkdienste was lank geweest by daai plek waar ons was. Dit because jy het so in die oggende hier by 8:30, 9 begin, en dit was 'n kort diens as jy by 1:30, 2 klaar maak. En dan begin die eksorsisme nou in die middag vir die mense wat nou wil opskryf vir die bevrydingsbediening. En die vriendin van my het 'n moeilike pad in haar lewe gehad, en sy het gereeld gegaan vir die eksorsisme, en ek sal altyd onthou hoe dit was, en as mense nou terugkom, en jy kom, want ons koshuis was daar naby, en dan hoor jy dit was baie ontstellend. Sy het na baie jare, waar sy so gegaan het gereeld, want sy het gesukkel om die waarheid in haarself raak te sien. So, en daar was heeltyd vir gesê dat hierdie ding waarmee sy sukkel is iets anders as 'n skuld, so dit is nie iets wat jy kan doen nie, jy moet net die ding uitkry. Het sy gereeld gegaan, vriend, en 'n hele klompie jare later, het sy selfmoord gepleeg. En in haar briefie wat sy geskryf het, haar briefie wat sy geskryf wat sy agtergelaat het gesê, ek kan nie so aangaan nie, hy wou my nie los nie. Die demone. Ja, hy wou my nie los nie. En ek maak nou maar einde of iets soos dit. Maar daai woorde, hy wou my nie los nie. So onmiddellik is dit 'n ding van, hier is hierdie iets anderste wat my vashou. En ek moet nou vashou aan mense wat my moet help. En die vraag wat ek die hele tyd vir myself vra is, dit maak Jesus se kruisiging niks. Dit vat amper as ons sê dat hierdie goed so hou vas op ons lewe het, dat selfs al het ek Here aangeneem, en ek probeer regtig my lewe reg leef, en ek groei my verhouding met Christus, dat as hy demoon jou vashou, kan net 'n mens dit losmaak. Dit hinder my baie in dit, en dit wys net hoe skadelik dit kan word. Nou natuurlik, soos jy gesê het, ek stem saam, daar's wonderlike dinge wat saam met die goed gaan, en as jy sekere goed in jou lewe verander, dit is hoe die effek wat jy sien, maar dit gaan nie oor daai persoon wat die gebed bid nie. Ja, Gerard, ek het ook ander, daar is natuurlik absoluut tragies, hoe dit iemand ontmagtig. Die ander effek wat ek gesien het in sulke omgewings, is taal. Ek was letterlik in gesprekke waar iemand sy motorprobleme gee, dan sê hy, dit is nou net weer die vyand. Omdat ons nou in hierdie bevrydingsbediening is, val die demone my nou aan, en dan bestraf hy die demone wat sy kar laat breek. Dit is nou 'n ekstreme voorbeeld, maar nie so ekstreem in daardie wêreld nie, dat gesprekke met bose geeste of met die duiwel self is 'n algemene gebruik. So word oorlogvoering gesien, geestelike oorlogvoering is 'n gesprek met die duiwel. Ja. Voor elke diens, nou bind ons jou eers Satan wat nou dit doen, en jy, onsedelike gees wat mense vandag hier, en jy leengees, en so praat hulle met al hierdie bose geeste, en met die duiwel self, dat 'n groot deel van die gebedstyd is gesprek, nie met God nie, maar met die duiwel. Ja. Dit is my 'n vreemde wêreld. En ook 'n bewustheid van donkerte. In elke iets, jy weet, selfs bloot, sê nou maar 'n mat. 'n kruis selfs, party gaan so ekstreem, ander maak nou weer die kruis hoogheilig, ander weer baie boos. Enige iets uit die ooste, selfs Nike tekkies. Onthou, dit kom as 'n Griekse mitologiese god, Nike. So as jy Nike tekkies dra, dan is jy gebind. Kan jy sien wat 'n wêreldbeskouing, wat 'n bewustheid mense loop, en wat 'n vreemde donkerte hang oral om jou. En dit is vir my net asof dit glad nie strook
met die gemoedstoestand van gelowiges in die Nuwe Testament nie, die bewustheid van Christus se heerskappy in hierdie wêreld. Ja, al is daar al hierdie magte, sê Paulus, ons geveg is teen hulle. Maar ek loop nie in my daaglikse lewe rond as ek vanoggend opstaan met 'n bietjie 'n hooikoors of 'n verkoue, hierdie demoon van siekte gaan ek nou uitdryf en bestraf nie. En ek het opregte mense gesien en ken sulke mense wat met dit lyk vir my so, 'n groter bewustheid van die bose leef as van God self. En net om ons gesprek vanoggend in die kerk was, toe jy gesê het, jy het my vertel van hoe jy geval het langs die pad. En jy het en my val was groot. So, om Koos se storie te vertel, daar's wat hulle daai nylon bandjies wat om die doos vir verpakking gebruik word. Ja, lê in die pad en Koos het toe nie gekyk nie en of hom nie gesien het lê op die grond en toe trap hy dit vas en hy val toe baie hard. Maar toe sê jy iets nadat jy dit vir my vertel het, toe vertel jy vir my jy sien dit nou verskriklik baie raak hoe baie van daai nylon bande rond lê. Ja. Want jy het nou ewe skielike bewustheid daarvan. En toe jy nou so praat, onmiddellik kom dit by my op. Is dit nie presies wat dan gebeur nie? As jy heeltyd net gefokus bly op die duisternis, gaan jy dit oral raak sien en wil raak sien. Maar nou, party mense sal seker dan sê, maar gaan dit is nie 'n goeie ding nie. Jy moet jou vyand ken. Maar wat van as jy die positiewe kant? Is dit nie beter om net te sê van kom ons sien die lig raak en hoe klein die duisternis teenoor die lig is nie? Want hy wat in my is. Verder dan alles wat lieflik is, alles wat loflik is, Precies, alles wat waar is, ja. alles wat rein is, sê Paulus, bedink dit. Ja, is nie Johannes vir dit gesê het nie. Grappig. Ja, beslis. En dit maak die verskil. So want dit raak jou storie, dit raak jou narratief. Dit waarop jy fokus, dit waarop jy jou aandag gee, dit raak jou narratief. So, dankie Koos. Ek waardeer en mag ons in die lig leef, mag ons gedagtes vul met die liefde van Christus en onthou, toe hy die prys betaal het op die kruis, het hy die prys betaal. En geen menslike intervensie is nodig om ons te red nie. Net hy kan ons red in sy evangelie. Natuurlik het ons iets om te doen. Ek het 'n verhouding, ek het 'n pad om te stap, maar hy het ons gered. En dit is iets waarmee ons kan vashou. Baie dankie dat jy ingeskakel het by vandag se episode van C'est la vie. Volgende week is ons terug op die stoel met 'n nuwe reeks waarmee ons begin. Julle kan daarvoor uitkyk en as julle enige vrae het, is julle welkom om nog steeds in te stuur na ons WhatsApp lyn toe. Ons sal graag bietjie verder daaroor ook wil gesels. Mooi dag vir verder. Tot volgende week. Totsiens.